episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom aan almal wat luister, almal wat kyk, almal wat deel in hierdie reeks van ons. Die reeks gaan natuurlik oor, of althans is 'n reeks vir nuwe disippels. En wat ons daarmee bedoel is dat dit 'n reeks is vir jou wat miskien pas tot geloof gekom het, miskien pas Christen geword het, dalk as 'n volwassene tot bekering gekom het en gedoop is, of hoe dit ook al mag wees. Miskien is die Christelike geloof, die Bybel, kerk ensovoorts is vir jou alles nuut. En hierdie reeks is spesifiek bedoel om die basiese sake van ons geloof en van ons belydenis 'n bietjie uit te pak en 'n bietjie uit te lê en te verduidelik vir almal wat so nuwe volgelinge van Christus is. Dit is vir ons 'n baie lekker reeks om te doen en ons het nou aan die einde van hierdie reeks gekom. Dit is bedoel om eintlik opgedeel te word in 10 episodes of 10 weke. Nie dat 'n mens dit so spesifiek moet indeel nie, maar dit is maar hoe ons goed gedink het om dit te verdeel, sodat 'n mens elke week oor 'n tydperk van 10 weke 1 episode het om na te kyk en te luister en te oordink en miskien te bespreek met jou predikant of jou ouderling of miskien 'n medegelowige. So dit is maar hoe ons die struktuur van hierdie reeks ingedeel het. Dit sal baie goed wees as jy hierdie reeks van nommer 1 tot en met nommer 10 deurluister, omdat daar maar 'n logiese verloop van hierdie sake is. En ons is dan nou in die laaste episode, ook by die laaste dae. So dit gaan oor sake rondom ons dood, dit gaan oor ons opstanding, dit gaan oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. En dit is vir baie van mense vandag en baie Christene ook vandag, is dit eintlik nie iets wat hulle sien as belangrik nie. Dit is nie noodwendig iets wat hulle sien as 'n kernsaak nie, maar die laaste dae is iets wat ons maar hou vir laaste. Ons skuif dit maar uit tot in die eindtyd en ons sal maar sien wat gebeur. Nou ja, daar is natuurlik baie dinge wat ons nog nie nou weet nie, maar as ons gaan kyk na die apostoliese geloofsbelydenis, as ons gaan lees in ons ander belydenisgeskrifte, dan sien ons dat die laaste dae regtig nie iets is wat jy vir laaste eintlik moet los nie. Dit is wel 'n baie belangrike saak, 'n kernsaak in ons belydenis, wat ons vir onsself moet uitmaak, wat presies ons daaroor glo. En dis die doel van vandag se episode. En ek gaan graag gesels met Jan-Louis Lee, Jaco de Beer en Gerard van Ryn oor hierdie paar onderwerpe. En die eerste gedagte wat ons graag wil uitlig vanuit die skrif, vanuit ons belydenis, is dat daar net 2 eindbestemmings is. Die Bybel maak van ons bekend, daar is net 2 eindbestemmings. Daar is nie 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde opsie nie. En miskien om die gesprek so 'n bietjie in te lei, wil ek graag vir ons lees uit Matteus 10. En nadat ek gelees het uit Matteus 10 vers 28, gee ek graag die mikrofoon oor vir een van ons wyse manne wat vir ons verder kan inligting gee en toelig. Matteus 10 vers 28 sê die Here Jesus Christus: moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou hierdie vers lig natuurlik vir ons die groot realiteit uit van die hel, maar die aspek wat ek nou net ter inleiding vir ons gesprek wil noem, is dat die Here die een is wat in beheer is van beide hierdie eindbestemmings. Ons gaan nou in ons gesprek bietjie uitlig waar in die Bybel kry ons die gedagte van hemel en van hel, maar belangrik vir ons gesprek om raak te sien dat die hel nie 'n plek is waar die Here nie beheer het nie, asof hy jou nie soontoe kan stuur nie, as ek dit so mag uitdruk, maar die hel is eintlik die plek vir die duiwel en hy neem beheer daar. Dit is nie wat Matteus 10 vers 28 sê nie. Die Here staan en heers en troon oor beide hierdie eindbestemmings. Nou goed, julle, miskien kan ons 'n bietjie die gesprek so begin. Enige wanpersepsies wat julle al teëgekom het oor die eindbestemmings wat daar vir ons is. Miskien ander idees wat julle al gehoor het van mense wat sê as ek doodgaan, dan gaan A, B of C met my gebeur. Iets wat totaal en al onbybels is, verkeerd is.
Ek sal graag 2 wil noem. Ek dink die een is wat ons baie deesdae kry is hierdie gedagte, maar almal gaan hemel toe of almal word gered. Almal verdien om gered te word. En dan die ander een is 'n onsekerheid wat jy dikwels onder mense optel. Juis omdat hulle ook dink maar ek moet my redding verdien. Gesels maar 'n bietjie met mense. Vra vir hulle, wat gebeur met jou wanneer jy doodgaan? Of vra vir hulle, waartoe gaan jy? En baie sal vir jou sê wel ek dink ek gaan hemel toe, en as jy hulle vra hoekom, as hulle sê want ek probeer goed lewe. Dit is maar twee van die idees. Soos jy het basies daai idee van 'n weegskaal, die ou tyd se weegskaal met 2 kante en ek moet in hierdie lewe net goed genoeg wees om dit te verdien. En dis basies die sekerheid wat 'n moslim het. Jy weet, 'n moslim probeer net so goed as moontlik leef wat Allah hom en hiernamaal sal seën met klomp goeders. Ek dink in ons populêre kultuur is daar hierdie idee dat die duiwel, die Satan, die owerste oor die hel is. Ek sien ook almal seker wat daai idee vandaan kom nie, maar dan is dit nou duidelik uit dit wat Marnix ook gelees het. Dit is nie iets waar die duiwel regeer nie. Dit is iets waarin die duiwel ook gepynig gaan word. Ek wonder of dit nie baie van ons goed word in die populêre kultuur ingekleer deur, ek dink Dante se Divine Comedy en Inferno en daai tekening van Botticelli waar hy die helle se 7 lae en dan is daar verskillende lae en baie daarvan word daardeur ingekleer, maar dis 'n dwaling wat en dit het baie pos gevat in die kultuur en dit sit half dit is iets wat 'n mens regtig wortel en tap moet uitroei. Want dit is net absoluut onskriftuurlik. Ja, maar niks, jou vraag oor die verwarrings en so, en ek kom miskien net 'n bietjie in die algemeen daar gesels, is die mense fascinasie met die lewe na die dood en die ruimte en die heelal daar buite het al soveel teorieë teweeggebring waar daar al oor soveel van die oudste tye, van Plato se tye af en oral al in filosofie geskryf is, films oor gemaak is, wat al soveel verwarring gebring het en baie van daai idees het so goed geklink en dit is ook opgeneem in die Christelike geloof. Jy weet, die hele idee van wat ons in die Rooms-Katolieke Kerk lees van die vage vuur of die wat noem hulle dat jy in 'n slaap gaan na die dood. Al daai verskillende idees is geskryf en gefilosofeer oor en dit het al so in die Christendom ook ingekom. En ek dink dis waar baie eindtyd teorieë ook vandaan kom. Van hulle lyk so, ek dink Paulus skryf daar in oor 'n ander idee, kan ek nie onthou van Kolossenses, hy sê, die Engelse woord is, julle idees lyk so plausible, is so logies, né? En baie van die goed het so in die Christendom ingekom en dan het dit nou mense so verwar. En ek dink die Bybel is eintlik, wanneer Westminster sê het so mooi eintlik, alles wat tot ons saligheid dien is eenvoudig en duidelik in die skrif uiteengesit. En ek dink die eindtye is juist dan deel van ons saligheid. Nee, ek dink nie, ek weet dit is deel van die saligheidsbelofte, dit is deel van ons toekomstige hoop. Daar is geen onduidelikheid eintlik in die skrif oor wat ons uitbestemming na die dood is en ook die wederkoms van ons Here Jesus nie. En die simpel eenvoudige groot tema, ek kom ook in Hebreërs 9 vers 27 na vore, en dit is vir die mens bestem om eenmaal te lewe, om dan te sterwe en dan die oordeel. Dis so eenvoudig soos dit. Dit is die tydlyn van die lewe. In die skrif werk rondom daai tydlyn. Daar's geen verwarring daaroor nie, dat ons gaan nou lewe. Dit is die genade tyd waarin ons nou staan, waar die Here se evangelie verkondig gaan word, waar die mense gaan die boodskap hoor. Jy gaan dit aanneem. Ek dink 'n belangrike ding wat Jaco nou genoem het, wat ons so tussendeur die internetonderbreking gehoor het, is dat hy gepraat het van 'n tydlyn. Eintlik 'n eenvoudige tydlyn wat die skrif vir ons gee. Miskien sal dit help om net kortliks te noem hoe die Bybel hierdie tydlyn skets. Nou hier's onder gelowiges baie gesprekke hieroor, nê, en groot verskille hieroor, maar in breë trekke kan ons net so sê dat ons moet verstaan dat as ons nou doodgaan en as gelowiges en ons siel is by die Here, dan is dit nie die finale einde nie. Dit is nie waar dit dan stop nie. Want wat nou moet gebeur is dat die Here Jesus Christus moet weer terugkom na die aarde. En ons gaan net nou hierdie dinge mooi uitpak. Ek wil net so 'n bietjie meer 'n oorsigtelike gedagte noem.
Maar ons moet, die Here Jesus Christus moet weer terugkom na die aarde met sy wederkoms, en dan moet almal opgewek word uit die dood, en hulle siel en liggame word dan verenig. Dan is dit die laaste oordeel waar ons voor sy regterstoel sal staan, en dan is dit die finale eindbestemming waar die gelowiges, die skape soos die Bybel sê, gaan vir ewig by die Here in die paradys wees, in die hemel wees, dis die ewige lewe, en dan die bokke, die ongelowiges, gaan in die hel gewerp word. So dit is in breë trekke die verloop daarvan. Net belangrik om te sien, dat as jy doodgaan, moet jy dit nie sien as die einde nie, want daar's regtig nog 'n klomp dinge wat moet gebeur nadat jy doodgaan. Julle so, dan, ek wil net ook uitgelig het in, ja, Ekskuus, dis interessant, en ek wil nou nie ons spanner in die werke gooi nie, dalk net 'n bietjie verduidelik, en sê my as ek buite orde is, julle mag dit doen, maar in ons belydenis dan, in die ouer vertaling van die apostoliese geloofsbelydenis wat baie kerke vandag daarom nog gebruik, staan daar, en Jesus het neergedaal na die hel. En presies wat bedoel ons daarmee, want daai kan nogal verwarrend wees, en ek meen om te sê dat dit dalk hier 'n bietjie sleutel kan wees om vir ons te verduidelik wat presies die hel ten diepste is. Verstaan julle wat ek sê? Ja, Gerry, lyk vir my jy wil hom antwoord. Dit is 'n baie belangrike punt wat Jan Louis nou noem, want veral die apostoliese geloofsbelydenis het die hy's gekruisig, hy het gesterwe en hy het neergedaal na die hel. En dan wil ons dit baie graag kronologies verstaan. Ja. Maar die apostoliese geloofsbelydenis gaan daarvan van die eenvoudigste tot die diepste punt van sy lyding. Ja. So dit is nie 'n kronologies nie. Ons bely die diepste punt van sy lyding was dat hy hel beleef het. Dat die hel as te ware na hom toe opgekruip het aan die kruis toe sy Vader hom verlaat het. So daardie godsverlatenheid is God wat sy liefde en genade wegdraai, net sy toorn en sy straf is daar. So ek wil amper agter daai gesterf het, begrawe is, gesterf het en begrawe is, wil jy dubbelpunt sit en sê hy het neergedaal na die hel, want dit verduidelik, dit vat mooi so saam oor wat dit beteken, en godsverlatenheid, neergedaal na die hel, ja. Ja, jy kan dit by die gelei onder Pontius Pilatus eintlik al begin. Ja, maar dis 'n dubbelpunt, dis nie 'n Ja. gaan aan, ja. Ja, as ek ook kortliks mag daarby sit, is die groot vraag is, waar was Jesus vir daai 3 dae? Want dit is waar al die teorieë vandaan kom, en ek wil nie in diepte daarop uitbrei nie, maar ons het al, ek dink, daar gepraat in een van ons episodes, hy is terug na die Vader toe, hy sy asem uitblaas en na die Vader toe in die paradys, soos hy gesê het. En ek dink dit slaan daai hele idee dat hy in die hel was, wat met baie mense, en veral in sekere kringe voorkom, dat hy gemartel is, en lelike stories wat jy hoor, hoe die demone op hom gespring het in die hel, ensovoorts, slaan dit heeltemal vir 'n 6. Jesus sit terug paradys toe, na sy Vader toe hy gesterf het, sy gees gegee het. So die belangrike spyker wat ons hier wil inslaan, is dat die skrif, en dis wat ek net nou wou noem, Lukas 16, is 'n gelykenis waar die Here vir ons hierdie 2 eindbestemmings eintlik uitlig. Die eindbestemming van die hemel en van die hel, en ons het 'n bietjie van 'n breë tydlyn uitgelig, en ons het ook net so 'n bietjie verklaar, waarom praat ons nou al van hel in die belydenis waar Jesus neergedaal het na die hel, as ons sê die hel is 'n eindbestemming. So, ons het nou 'n paar dinge hier bymekaar genoem. Maar in kort kan ons ook net verduidelik dat die hemel is 'n plek waar ons vir ewig in die paradys in die Here se teenwoordigheid gaan wees. Dit sê Openbaring baie duidelik. Ons gaan in die teenwoordigheid van die Lam wees, en dit is wat hemel is. So daar's baie idees daar buite van hemel waar ek soos 'n engeltjie op 'n wolkie sit en 'n harp speel en die klas van goed. Dit is 'n totaal onbybelse idee. Die hel weer aan die ander kant is waar God teenwoordig is in al sy wraak en in al sy toorn. So die hel is nie 'n plek waar God glad nie is en net die duiwel daaroor regeer. Ek dink Jan Louis het ook net nou daarna verwys. So die hel is God teenwoordig in sy woede en sy toorn, sy heilige woede wat brand oor die sonde vir ewig en ewig. En dis 'n belangrike ding, die hemel en hel is albei ewig. Dis nie net die hemel wat ewig is nie, die hel is ook ewig. Nou is daar
'n hele klomp misverstande wat ons al reeds 'n bietjie uitgelig het, vreemde idees oor die eindtye en ons het al bietjie daaroor gepraat, maar ons moet dan nou verder gaan as hierdie punt. En dit is as ons praat nog steeds oor die laaste dae en ons beweeg nou so 'n bietjie aan met die tydlyn soos wat ons hom net nou kortliks uitgelig het. Ons nou klaar gehoor daar's 'n finale eindbestemmings, hemel en hel, maar ons moet nou verstaan dat na my dood as ek by die Here is, dan is daar 'n dag waar die Here Jesus Christus weer gaan kom en alle mense gaan opgewek word. So op die tydlyn is ons nou nog voor die finale hemel en hel. Ons is nou by Jesus se wederkoms wanneer mense uit die dood opgewek gaan word. Nou het ek 'n vraag vir julle. Is dit so dat net gelowiges uit die dood opgewek gaan word? Nee. Gerry, kom ons gaan aan. Ek seker hy vir verdere punte brei uit. Ek dink net toe jy nou so praat, dink ek nogal aan 1 Tessalonisense 4 waar vertel word van almal wat opgewek word. Onder andere daar's 'n paar gedeeltes wat daar praat. So ons moet onthou die laaste oordeel wag ook, waar gelowiges opgewek en verheerlik geword ewig by die Here gaan wees. Gaan goddeloses ook opgewek word om die laaste oordeel te ontvang en te hoor, okay wel, dat hierdie skrap wat hulle nou al in die doderyk ervaar het, gaan ewig wees in die hel. So dis almal word opgewek en natuurlik gee dit ons daardie troos van die Here het nie net gekom vir ons siele nie, hy het gekom vir ons liggame ook. Het ons hele menswees kom red. Ja, so ek dink ook as ons net 'n klein stapie terugvat daarna toe, moet ons ook in ag neem wat Lukas 16 vers 22 tot 23 vir ons leer oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Toe hulle sterwe is hulle beide onmiddellik na 'n bestemming toe. Nou daai was nog nie die finale hel nie. Dit was die boesem van Abraham wat by die Vader is, of die paradys soos Jesus dit genoem het, of watter naam hy ook al wil gee, is die teenwoordigheid van nou by God. En as ons kyk na Openbaring 4 en 5, dan sien ons dat ook die kerk is al reeds voor die troon van God nou, in die teenwoordigheid van God by hom, by 'n werklike hemel. Maar in dieselfde asem gaan ongelowiges nou reeds voor hulle opgewek word na die Hades, soos die Ou Testament baie keer praat, of die doderyk, maar dit is 'n plek van foltering, van oordeel reeds nou, voor die ewige hel intree. So daai twee bestemmings kan nooit oorbrug word na die dood nie, en daar sal jy bly tot met die wederkoms van die Here Jesus Christus. As die Here Jesus Christus terugkom, word beide daai twee groepe mense opgewek en herenig met 'n liggaam waarin hulle vir ewig hulle eindtyd sal uitleef. Die gelowige kom terug, is saam met Jesus op aarde met sy wederkoms na 'n herskepte aarde toe, waar hy vir ewig in 'n nuwe verheerlikte liggaam, soos wat Jesus mee opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, vir ewig saam met hom sal wees. Die ongelowige kry ook so 'n liggaam wat nie kan weer doodgaan nie, maar waarin hy in die ewige hel saam met die Satan, sy demone en die dood gewerp word vir ewig onder die direkte oordeel van God, soos in Openbaring 13 sien, waar God se woede in sy volle glorie onder sy heilige woede uitgegiet permanent sal word, en jy in daai nuwe of in daai opgestane liggaam as 'n ongelowige onder God se oordeel sal leef. So ons praat nou hier van wat hulle in die klassieke teologie of klassiek gereformeerde teologie praat hier van die status intermedius, die stadium of die staat tussen my dood en dan ook die finale oordeel. Ons moet dit nou nie verwar met die verkeerde idee wat ons reeds genoem het van die vage vuur en daai klas van dinge nie. Dis nie 'n sieleslaap nie, dis nie 'n vage vuur waar jy wag vir iets nie. Dit is die tussenstaat wat Jaco nou verduidelik het, waar ons of in die paradys is, of dan in 'n plek van foltering is. En dan kom die ware opwekking van die letterlike liggaam, en ek sê dit nou doelbewus so lomp, sodat ons sal verstaan dat hierdie liggaam wat ek nou het, gaan werklik uit die graf uit opgewek word. Hoe presies die Here molekule by molekule weer gaan uitbring, en hoe presies hy dit gaan regkry om
lyke wat reeds ontbind het en wat in die see vergaan het of in vlamme vergaan het, hoe presies hy dit alles weer bymekaar gaan bring, dit weet hy gelukkig heeltemal goed genoeg, en dit kan hy ook in sy almag regkry. So ons bely dat hy dit letterlik sal doen, dat my siel wat dan by die Here in die paradys is, of die siel van die ongelowige wat in die plek van foltering is, word dan weer by hierdie liggaam wat in ewige liggaam is, word dan weer saamgevoeg. En dis waarvan ons nou hier praat. Jan-Louis, jy wil nog iets hierby noem? Ek voel soos 'n kind wie se versie gesteel is. Nou gaan ek die laaste woord hier op hê. Ek dink die artikel 37 praat so mooi daaroor. Dan staan daar hier in die middel van die paragraaf hier, want al die dooies sal die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het, en hulle wat dan nog lewe sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. En dan praat die artikel oor die gewetens wat oopgemaak, die boeke wat oopgemaak en die gewetens en elkeen wat rekenskap moet gee, waarby ons nou sekerlik gaan uitkom. Ja, maar niks net voor ons na die laaste dae toe gaan, net 'n kort gedagte, want ek weet hierdie gedagte leef ook baie in die ronde, is dat daar die idee bestaan dat die ongelowige totaal uitgedel sal word, met ander woorde nie deel gaan wees, dat die hel eintlik nie gaan bestaan nie, daar gaan 'n totale uitdelging wees, en dit is ook nie waar nie, dit is wat ons al in die begin genoem het, dat hierdie eindbestemmings is duidelik twee ewige bestemmings, en die mens sal daarin deel, so die ongelowige gaan nie hierdie oordeel nie, die ewige hel vryspring nie. Ja, miskien is dit 'n dink mense daaraan om die gedagte van hel te versag. Dat dan kom ons met al hierdie idees vorendag waar ons eintlik so skrik vir die heilige toren van die Here oor sonde, dat ons dan met allerhande ander idees vorendag kom om dit te probeer meer verteerbaar maak in ons gedagtes, want die feit van die saak is net dat ons vergeet het, of dat ons nie altyd meer rekening hou met hoe heilig God werklik is, en wat sonde doen, wat sonde is nie, en daarom kom ons met hierdie idees. Jan-Louis? Kan wees. Voordat ons oorgaan na die laaste daartoe, net om aan te haak by dit wat ek gehoor het van dit wat jy gesê het, is ek word altyd as ek hierdie goed hoor getref deur die ontsaglike wysheid van die ouens wat die belydenisskrifte opgestel het. En as jy die eerste 7 sondae van die katekismes net vat as 'n tipe van 'n voorbeeld, dan begin dit by die troos, maar dan is dit amper asof jy by die opstellers van die katekismes met hierdie vrae en antwoorde, tipe van 'n armdrukkery met God het. Maar jy weet, is dit hoe moet ons middelaar lyk? Kan ek nie vir myself kan ek nie vir myself sterf nie, kan iemand anders nie vir my sterf nie? En dan Sondag 7 se eerste vraag is: word alle mense dan salig in Christus soos hulle deur Adam verlore gegaan het? En dit kom terug presies op daai idee dat hier's 'n probleem gewees, hier's 'n oplossing, kom ons voeg hierdie twee bymekaar. En dit is my so wonderlik net om te dink aan, goed, maar in sy heiligheid het God verorden dat, ons gaan nou daarby uitkom by die laaste dae en almal sal opgewek word, dat vir die gelowiges is die laaste is hierdie ding nie 'n geweldige dag om oor bang te wees nie, dis 'n geweldige troos net, ons sal daarby uitkom, nee, dis 'n geweldige troos. Ja, want die Here maak dit ook baie duidelike dinge. In Lukas waar hy ook sê dat hierdie dag wat Christus weer gaan kom en waar ons opgewek gaan word, is 'n dag waarna ons uitsien, waarna ons verlang. As jy dit neem saam met die Heidelbergse katekismes waar ons bely dat die dood is nie meer betaling vir my sondes nie, maar dis 'n deurgaan na die ewige lewe. Dan sit 'n dag regtig om na uit te sien, want ek is in Christus veilig. Ek is nie net veilig tot by die graf nie, maar ek is veilig in die graf en ek is veilig aan die kant die graf. Dis die groot troos wat ons in Christus het. Maar julle nou moet ons 'n bietjie verder gaan. As ons nog steeds praat oor die eindtye en wat gebeur, ons het nou reeds gesê, alle mense word opgewek, siele word met die liggame verenig. En wat moet dan gebeur? Dan moet elke liewe een, kop vir kop, mens vir mens, persoon vir persoon, moet voor die regterstoel van Christus te staan kom. En Jan-Louis het vinnig net nou daarna verwys, die boeke van die gewete moet geopen word. En daar moet 'n finale oordeel gevel word. Nou, miskien kan ek net hier so op die kantlyn noem, as ons sê 'n finale oordeel moet gevel word, dan beteken dit nie dat die gelowige wat in Christus is, nog geoordeel gaan word in die sin dat hy veroordeel word vir sy sonde nie, want ons glo dat ons in Christus
vergewe is, omdat hy mos nou klaar daai oordeel aan die kruis gedra het. So as ons sê dat 'n gelowige voor die regterstoel moet gaan staan en dat daar 'n oordeel gevel moet word, dan sê ons glad nie dat jy nog eers gaan moet betaal vir jou sondes nie, want dan trek ons 'n streep deur die kruis. Dis nie wat ons hiermee bedoel nie. Maar daar moet wel 'n finale uitspraak kom. En dit is waaroor dit hier gaan. Wie kan dit vir ons net so 'n bietjie meer uitpak hier? Jaco, help ons asseblief. Ja, Jesus het dit geleer en Paulus se briewe is vol van dit, dat daar gaan 'n oordeel wees en daar gaan 'n finale uitspraak wees. En dis nie asof ons met onsekerheid lewe nou, soos ek dink jy reeds gesê het, dat ons moet wag en hoop, soos die moslim leer, ons moet 'n klomp goeie werk hier op aarde doen om seker te maak waar ons gaan eindig nie, of selfs soos die Rooms-Katolieke teologie leer, jy weet, dat jou werke en jou geloof jou red nie. Ons eindbestemming is reeds vas, eintlik al voor die bestemming van die wêreld, toe God uitverkies het wie sy kinders is, en hy werk dit in tyd uit. So, die gelowige benader die troon en die ewige oordeel wat gaan kom, nie met vrees nie, want Paulus skryf en hy sê, daar's geen oordeel meer vir die daar's geen oordeel meer vir die in Christus Jesus nie. Maar dat ons ook, wat ons in hierdie liggaam doen en hoe ons die Here dien met die gawes wat hy ons gegee het, dat daar ook daaroor geoordeel sal word, maar in 'n goeie sin is wel ook so, en daar sal beloning wees. Dit word ook duidelik in die skrif geleer, en ons het dit al in vorige episodes ook gedoen, maar dit nog steeds is nie 'n vreesaanjaende ding waarmee gelowige die onderwerp benadering. Ek dink dis baie belangrik dat ons dit sê. Ek dink die wederkoms van ons Here Jesus is juis die belofte van ons finale verlossing, die hoop waarmee ons leef. Dit is die groot boodskap van Openbaring. En so dit moet ons eintlik aanmoedig om met baie groter ywer die Here te dien. En as ons nou praat van 'n nuwe disippelskap reeks, dink ek is dit belangrik dat ons hierdie punt diep inslaan. Die doel is wat ons hier wil oordra met hierdie week 10, wanneer ons nuwe disippelskap doen, selfs lidmaatskap klasse aanbied rondom die onderwerp, is om die hoop en die troos in te palm by mense, want dit maak jou vry. Om in vrees te leef maak jou verlam. Maar om werklik te besef waartoe jou pad is en wat jy het, my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan hom na liggaam en siel behoort. Dit voel vir my, dit bring so 'n bekragtiging in my. Dis asof ek wil uitgaan en met soveel ywer dan nou juis gaan leef. So wat disippelskap aanbetref, is dit belangrik dat hierdie punt huis kom, dat ons nie in die verwarring en in die detail van ek dink dis juist die duiwel se plan met al hierdie verwarring wat ons al reeds in die begin gesit het. Hy kan niks meer in die Christene doen nie, maar hy wil die Christen verlam. Hy wil ons weerhou om die Here met ywer te dien. So dit is miskien 'n bietjie 'n kantlyn wat ek neem, maar ek het net gevoel, is belangrik dat ons hierdie inslaan, want dit is die hoop en die troos waarmee die kerk van Christus lewe. Ons benader nie daai troon en daai oordeel wat gaan kom. Ons het 'n verlosser wat vir ons wag, nie 'n regter nie. Hy gaan jou regter wees, of hy gaan jou advokaat en jou verlosser wees. Hang af van jou eindbestemming. En ons ontmoet 'n verlosser en 'n advokaat eendag in die hemel, wat vir die Vader sê, hierdie is my kind, hierdie is myne, hy kom in my Here se heerlikheid in. Ek dink deel van die moeilikheid is as ons die woord finale oordeel hoor, dan is daar 'n klomp gelowiges wat dadelik na hulle harte gryp en dink, wat? Maar dit beteken hoe belangrik is wat Jaco sê, maar ons moet vashou daaraan, ons verlossing is vas. En hier het ons die troos, weer eens, ons het vandag al 'n paar keer na ons belydenisskrifte verwys, maar Sondag 19 van die Heidelbergse Katekismes. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en dooies te oordeel? Ons belydenis vra, hoe word jy getroos? Die skrif word nagesê, dis 'n troosryke dag, en dan die troos wat ons het, dieselfde persoon wat hom in ons plek sit het, kom nou as ons regter. So dis nie iets vir gelowiges om te vrees nie. Dis wel iets wat ons help om ons lewens nou te rig. Ons lewe na 'n punt toe. En ons kan uitsien na daardie dag wanneer die Here terugkom en die stryd op aarde tot 'n einde gaan bring. Ek wil graag by julle aanraak, en ek dink as 'n mens die disippelskap reeks van begin tot einde deurgaan, dan besef 'n mens dat
ons grootliks nie 'n rooskleurige paadjie eintlik geskets het nie. Ons het hier en daar gepraat van vervolging, van slegte dinge wat oor die pad gaan kom. En artikel 29 van die NGB verwoord 'n bietjie van 'n kom ons sê maar 'n versperring in die pad van 'n gelowige. As hy die kenmerke van die valse kerk noem, dan staan daar: die valse kerk vertrou meer op mense as op Christus en vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewelsgierigheid en afgoderry bestraf. En die speelbeeld hiervan is in artikel 37, as daar dan staan, die gelowiges en uitverkorenes daarteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en godloos veroordeel word, die saak van die seun van God is. En dis die groot troos vir 'n disipel wat dalk in hierdie reeks deurgegaan het en sê, maar goed, ek het nou baie aantreklike goed gehoor en ek het baie goed gehoor wat mooi is, maar weet die realiteit is, die lewe van 'n disipel is 'n lydensweg. Jesus sê, wie agter my wil aankom met sy kruis opneem en my volg. En dit hak aan by hierdie geweldige troos dat jy staan op vir die waarheid. Jy praat partykeer met rukke en stote en jy het nie altyd vermoedigheid om te bely nie, maar tog gee die Here vir jou dan die woorde in die mond en dan nog steeds nadat jy die waarheid bely het, word dit beskou as onwysheid, as valsheid. Word jy veroordeel, word jy uitgekruid as verkramp of wat ook al die etikette is wat mense mekaar reg. En dan het jy hierdie troos. Die seun van God self sal sê, maar hulle is onskuldig. En die teendeel daarvan is, en ek dink Jakob het dit ook op 'n manier genoem, dat hulle wat so vashou aan die valsheid en wat die dwaalspoor, die rivier van dwaal in hierdie wêreld laat vloei het, op daardie dag gaan hulle die knie moet buig en hulle tonge gaan moet bely dat Jesus die Here is. En dit is, hoewel dit vir hulle 'n dag van verskrikking is dit 'n geweldige troos vir ons. Dit is nie dat jy nou sit van jou verlekker in die wat gaan veroordeel word nie, wat wel gebeur is, dit versterk jou net so om te sê, maar ek weet wat ek glo en ek staan vas in dit wat ek bely. Daar's 'n baie duidelike gedagte wat deurkom in die psalms wat jy nou noem, Jan-Louis, hierdie aspek van 'n oproep vir die ongelowige, besef dat jy gaan eendag moet staan voor die regterstoel, en aan die ander kant ook hierdie troos vir die gelowige dat ek gaan voor die regter staan, maar hy gaan vir my intree, en wat hy in my begin het, sal hy ook voleindig. Dit is waarna ek as gelowige vashou. So ons sien baie duidelik dat die Here self is die perfekte regter. Dit kom so duidelik uit in die psalms. So hy gaan vir die ongelowige gee presies wat hy verdien. Dis 'n afgemete oordeel, dis 'n presiese oordeel. Dit is nie 'n oorhoofse oordeel waar hy sê al die ongelowiges kry A, B en C nie. Hy meet die oordeel af. Hy gee presies wat hulle verdien, maar vir die gelowige gee hy vir ons presies wat ons nie verdien nie. En daarin lê die evangelie boodskap dat ek verdien net soveel oordeel soos die ongelowige langs my, maar in Christus spreek hy my heeltemal vry en kry ek hierdie heerlikheid. Hy bely my naam voor sy Vader en ek word opgeneem in sy heerlikheid. Ek het niks te doen om dit te verdien nie. So die finale oordeel of die finale uitspraak van die regter moet in die gelowige nie 'n vrees wek waar ek weer moet gaan soek na selfregverdiging nie, maar dit moet ons as gelowiges wel wakker maak vir die besef dat wat ek hier op aarde doen maak saak en dit sal aan die lig kom. Dit sal aan die lig kom. Dit gaan nie omdat ek in Jesus glo, het dit nie 'n effek en dit gaan maar net in die niet verdwyn nie. Dit kom aan die lig. Weet ons belydenis lig dit ook baie duidelik uit die boeke van die gewete word oopgemaak. Dit word gesien. En ons ontvang dan in Christus ons vryspraak. Vir die ongelowige aan die ander kant is hierdie dag van die regter se koms 'n geweldige vreesagtige dag, want dan word die oordeel uitgespreek. Kom ons gaan aan julle na die laaste gedagte wat ons vandag bespreek, en dit is met die wederkoms van die Here Jesus Christus gaan ons almal nie net opgewek word uit die dood nie, ons gaan nie net voor die regterstoel verskyn nie, maar die Here gaan ook die aarde nuut maak, en wat ons ook wil bespreek is, die poel van vuur gaan tot stand gebring word. So, net kortliks, kom ons
praat oor die aarde wat nuut gemaak gaan word. Jaco, is dit 'n Bybelse idee? Is dit 'n idee van Calvin? Waar kom ons hier aan? Ek lees dit in die Bybel in Openbaring 21 vers 1 tot 4 en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien en God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie. So die Bybel is in totaal van die Ou Testamentiese profete al praat oor hierdie groot dag van die Here, die koms van die nuwe hemel en aarde. Die Ou Testamentiese profete het dit geskilder, Jesaja, Jeremia, Jesegiel, van die klein profete het dit geskilder al in hulle voorgesigte wat hulle gesien het. Die boek Openbaring praat daarvan. En ek dink ons net hier die spyker inslaan, dit waarvan ons praat is werklike plekke, want daar is ook groot verwarring daaroor. Baie mense sien die hemel as, soos jy al reeds na verwys het, hierdie plek waar ons net as spokies rond gaan dryf, amper soos 'n denkbeeldige wêreld, waar jy sê mos Jesus het denkbeeldig opgestaan word. Die feit dat Jesus liggaamlik opgestaan het en dat daar nou 'n liggaam, daar sit 'n Jesus aan die regterkant van die Vader in 'n opgestaane liggaam. Hy het geëet, hy het hom gevat, hy het beweeg, hy was in 'n verheerlikte toestand, verseker. Maar die bewys van sy opstanding is die bewys van die werklikheid van dit waartoe ons op pad is. Hierdie aarde waar ons nou is, daar's ook baie verwarring daaroor. Hierdie aarde waar ons nou is, gaan herskep word, nuut gemaak word. Ons gaan hier wees. Jesus kom terug hiernatoe. Hy gaan alle pyn en smart en hel en dood en haat en nait, vieslikste dinge wat ons vandag op hierdie aarde sien, gaan hy hier uitwerp. Hy kom dit skoonmaak hierdie aarde. Hy kom hierdie fisiese aarde waar ons nou is herskep. Hy gaan hier wees. Mense gaan hier bly. Sy verlostes gaan hier bly vir ewig saam met hom. Ons gaan hom sien, fisies aangesig tot aangesig. Hy gaan ons trane afdroog. Dis seker een van die troosrykste tekste in die Bybel. Hy gaan persoonlik, elke kind van God wat die grootste pyn deurgegaan het, hartseer van die dood, mishandeling, marteling, die diepste seer wat jy kon, hy gaan dit persoonlik afvee, gaan jou troos, jy gaan dit nooit weer ken, of daar sal dit nie eers meer wees nie, die gedagte daarna sal nie eers meer hier bestaan nie. Ek dink mense kan aanhou borduur en is ongelooflik om daaroor uit te praat, maar dis die realiteit waartoe ons op pad is, en die gelowige, die nuwe disipel moet dit gaan diep nadink en dit inneem en laat dit hom dryf tot groot aanbidding en eer en diens van die Here wat hom gered het. En dis natuurlik die finale eindbestemming nie, wat dit is nog nie hier nie. Dit moet nog kom. Die Here Jesus Christus se wederkoms gaan hierdie dinge bewerk. Hy gaan dit dan tot stand bring, maar dit is die hoop wat ons het. Romeine 8 praat ook daarvan, dis die heerlikheid wat wag. En dis die nuwe Jerusalem van Openbaring waar dit Jaco ook nou aangehaal het. Maar daar's dan ook die ander kant weer. En dis die poel van vuur waarvan Openbaring ook praat, die poel van vuur wat tot stand gebring sal word. So aan die heel begin van die episode het ons kortliks verwys na die hel as die dieptepunt van Christus se lyding. En nou moet ons mooi verstaan dat die hel as 'n plek, 'n ware plek is, soos Jaco gesê het, maar die poel van vuur, soos in die plek van die hel, net soos die nuwe hemel, is ook iets wat nog tot stand gebring moet word. En dit sal ook gebeur met die wederkoms. Vir wie is hierdie poel van vuur? Volgens die skrif. Ons het 'n paar keer al daarna verwys, maar kom ek vra maar die moedswillige vraag, is dit die plek waar die duiwel met sy spitvirk die ongelowiges vir jare lank gaan pla? Gerry? Ek wil graag die vraag antwoord deur uit Openbaring 20 uit te lees. Ek gaan dit nie beter kan sê as dit, nee, en so terloops, gelowiges hoef nie bang te wees vir die boek Openbaring nie. Dis 'n troostboek vir ons. Openbaring 20 van vers 10 af. Die duiwel wat hulle op 'n dwaalspoor gelei het, is toe in die poel van vuur en swaal gegooi, waar die dier en die valse profeet ook is, en hulle sal dag en nag gefolter word vir ewig en ewig. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en iemand wat daarop sit. Die aarde en die hemel het van sy aangesig af weggevlug en daar was nie meer plek vir hulle nie. En ek het die dooies, die magtiges en die geringes voor die troon sien staan. Toe is die boekrolle oopgemaak. 'n Ander boekrol is ook oopgemaak, naamlik die een van die lewe. Die dooies is op grond van wat daar in die boekrolle opgeteken is, volgens hulle dade geoordeel.
Die see het toe die dooies wat daarin is teruggegee in die dood en Hades het die dooies wat daarin is teruggegee. Elkeen is volgens hulle dade geoordeel. Toe is die dood en die Hades die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. En as gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gegooi. So, vir wie is die hel? Dit is vir die duiwel en sy magte en vir die goddelose wat nie tot bekering kom. Dit is miskien 'n sombere noot om op af te sluit, maar dit is tog iets wat vir ons in ons dae nie meer so helder en duidelik gesê word en verkondig word nie. So dis vir ons nodig om dit ook weer te hoor en weer eens vir die gelowige die troos dat die perfekte regter sal ook alles reg maak en hy sal ook reg laat geskied. En dit is wat ons ook moet hoor wanneer ons hoor van die poel van vuur. Daar's weer vir ons hierdie opwekking om die vrug van bekering te dra, om te besef dat ons voor die oë van die regter lewe, dat ons in Christus geheilig is, opgewek is in 'n nuwe lewe. Dit moet ons alles aanspoor. Dit is wat die laaste dae, die wederkoms, met al hierdie dinge in ons tot stand bring. En ook in hierdie stikkende wêreld waar ons die onreg en ongeregtigheid sien, weer eens tot bedaring en berusting gebring word met hierdie wete dat Christus sal kom, hy sal oordeel, hy sal wraak neem, en hy sal ook die poel van vuur tot stand bring. Julle, dit is dan die einde van 'n baie opbouende reeks wat vir ons baie goed was. En dit is natuurlik ons hoop en ons bede dat elke ou disipel en elke nuwe disipel van die Here Jesus Christus wat dalk hierna geluister het, werklik opgebou is en dat julle ook die basiese van die Christelike geloof hopelik 'n bietjie beter verstaan en dat dit julle ook mag help vir die pad vorentoe in julle Christelike lewe. Baie dankie vir elkeen wat vandag saam gesels het, dankie vir elkeen wat geluister het. Deel gerus hierdie episode, deel hierdie reeks en dan gesels ons weer 'n volgende keer. Totsiens.